Welkom by ons Lydenstyd oordenkings vir 2025 met die tema Saam met Jesus op pad na die kruis. Vandag, 2 April, dink ons na oor Jesus se verskyning voor Pilatus, die magtige Romeinse leier. As jy nog nie het nie, gaan haal gou 'n bakkie water en 'n handdoek, dalk handseep of sanitizer en sit dit by jou kersse neer. Hierdie week is skoolvakansie. Dalk is dinge rustiger in jou lewe. Of dalk was daar juis hierdie week besonder uitdagende dinge wat jy moes hanteer. Gee daardie dinge nou vir Jesus en kom tot rus by hom. Weet, hy is by jou en gee baie vir jou om. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, hy is by jou. Raak 'n rukkie stil, raak bewus van hom wat by jou is, terwyl jy na die volgende lied luister. Wat is die siele mens, dat u aan hom sou dink? Wat is die storielyn, dat daar tyd is vir onsterflikheid? Wat is die ewigheid, dat daar plek is vir ons menslikheid? Hier waar ek staar na u, vind my hart 'n tweede kans. Jahwe ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk u glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja, aan die God van nog 'n kans. Wat is die mens se prys dat u vir hom sou betaal? Dat u by hom sou woon en bekleed waardigheid. Dat u hom sou kroon ten spyte van gebrokenheid. Hier waar ek wag op u, vind my hart 'n tweede kans. Jahwe ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk u glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja, aan die God van nog 'n kans. Jahwe ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk u glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja, aan die God van nog 'n kans. Daar behoort nou 4 kersse te brand. As jy hulle nog nie aangesteek het nie, steek hulle nou aan en kyk na die 3 kersse wat doodgeblaas is en dink na oor wat jy die afgelope paar weke ervaar het. Blaas nou die 4de kers dood. Neem nou 'n rukkie en bid saam. Vir wie wil jy of julle as gesin vandag aan die Here opdra? Waarvoor wil julle dankie sê? Vra ook die Here om met julle uit sy woord te praat. Druk nou die pausknoppie en dan bid julle 'n rukkie saam. Ons gaan nou ons teks lees. Jy kan dalk die pausknoppie druk en dit in jou eie Bybel opsoek en weer saam lees. Terwyl ons die teks lees, leef jou in, verbeel jou jy stap agter Jesus aan en sien alles wat gebeur. Gaan staan daar tussen die skare, hoor hoe hulle skree. Wat ruik jy? Wat sien jy? Hoe voel jy? Is jy dalk bang of verward? Ons lees vandag uit Matteus 27 vers 1 tot 2 en vers 11 tot 26. Teen dagbreek het al die leierpriesters en al die familiehoofde van die volk teen Jesus 'n besluit geneem om hom dood te maak. Hulle het hom toe geboei, weggelei en aan Pilatus, die prokurator, uitgelewer. Jesus het voor die prokurator verskyn en die prokurator het hom ondervra. Is u die koning van die Jode?
Jesus sê toe, "U sê dit." Die hele tyd het hy deur die leierpriesters en die familiehoofde beskuldig is, het hy niks geantwoord nie. Daarop sê Pilatus vir hom, "Hoor u nie wat hulle alles teen u getuig nie?" Hy het hom egter op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die prokurator uitermate verwonder was. By elke fees het die prokurator die gebruik gehad om vir die skare een gevangene van hulle eie keuse vry te laat. Hulle het in daardie stadium 'n baie berugte gevangene aangehou met die naam Barabbas. Toe die skare byeen was, het Pilatus vir hulle gevra, "Wie wil julle hê moet ek vir julle vrylaat? Jesus Barabbas of Jesus wat as Christus bekend staan?" Want hy het geweet dat hulle hom uit naaiwer oorgelewer het. Terwyl hy op die regterstoel sit, het sy vrou 'n boodskap na hom gestuur. "Jy moet niks te doen hê met daardie regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie oor hom verduur." Die leierpriesters en die familiehoofde het die skare egter oorreed dat hulle op Barabbas moes aandring en dat hulle Jesus moes laat doodmaak. Die prokurator het hulle weer gevra, "Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle vrylaat?" Hulle het geroep, "Barabbas." Pilatus vra hulle toe, "Wat moet ek dan maak met Jesus wat as Christus bekend staan?" Hulle roep toe almal uit, "Laat hy gekruisig word." Hy het gevra, "Maar watter kwaad het hy dan gedoen?" Hulle het egter nog harder geskreeu, "Laat hy gekruisig word." Toe Pilatus sien dat hy niks bereik nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en voor die skare sy hande gewas en gesê, "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Julle moet maar self omsien." Die hele volk het geantwoord, "Laat sy bloed op ons en ons kinders kom." Daarop het hy Barabbas vir hulle vrygelaat, maar Jesus het hy laat gesel en toe oorgelewer om gekruisig te word. Dink nou na oor die volgende vraag. Waar het God met jou in die teks gepraat? En as jy jouself in die verskillende mense se skoene moet sit, hoe voel dit? Pilatus se vrou, die skare, Jesus? Ons leef in 'n tyd waar hande was nuwe betekenis gekry het. Onthou jy nog hoe ons oral ons hande moes skoon maak met saniteerder? As jy nog te klein was toe dit gebeur het, laat jou ouers vir jou daarvan vertel. Pilatus was sy hande om te sê hy het geen skuld aan Jesus se dood nie. Ons was ons hande juis om mense veilig te hou. Dink jy daar was mense in die skare wat 'n bietjie sleg gevoel het omdat hulle 'n onskuldige man laat kruisig het? Pos nou die opname en gesels 'n bietjie saam oor hierdie vraag. Desmond Tutu het gesê, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality." Anders gestel, verbeel jou 'n leeu jaag jou en jy sien iemand met 'n geweer daar staan en jy skree vir hom om jou te help en hy skree net terug, "Jammer, ek mag nie kant kies tussen jou en die leeu nie." Hoe sou jy voel? Pilatus probeer sê hy is nie skuldig aan Jesus se dood nie, maar tog is hy steeds skuldig. Wanneer ons staan en toe kyk hoe iets verkeerd teenoor iemand gedoen word en ons doen niks om te help nie, is ons net so skuldig soos die persoon wat die verkeerde daad doen. Gesels en dink 'n bietjie hieroor. Kan jy aan tye dink waar jy gesien het iemand doen iets sleg aan iemand anders, maar jy het gekies om niks te doen nie, want jy was bang jy kom self in die moeilikheid? Was daar al 'n geleentheid waar mense jou probeer dwing het om mense wat niemand enige kwaad aandoen nie, uit te skuif of seer te maak en jy toegegee het? Of het jy dalk juis nie toegegee nie en opgestaan vir die persoon wat benadeel is? Hoe het dit gevoel? Wat was die gevolge vir jou? Kom ons bid saam. Here, so baie gebeur dit dat ons stil bly wanneer ander benadeel word, omdat ons bang is, ons word self benadeel. Help ons om vir ander op te staan, soos U vir ons opgestaan het. Maak ons bereid om vir ander te lei, soos U vir ons gelei het. Vergewe ons, waar ons soms toekyk, terwyl ander seer gemaak word. Amen. Julle kan as gesin, of jy alleen daar by jouself, nog 'n rukkie saam bid. En dan kan jy die volgende ding doen. Sit jou hande in die water, maak dit sommer goed nat,
en droog dit af. Of spuit van die saniteerder op jou hande en ruik aan jou skoon hande. As jy klein kinders het, leer hulle sommer nou hoe belangrik dit is om jou hande te was en hoe 'n mens jou hande deeglik kan was. Dink hierdie week na oor Pilatus en Jesus en dan gesels ons weer volgende week.